Dag 104 in die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. Voorware voorreg om elke oggend tyd te maak vir die belangrikste in ons lewe, God se stem, en dit kom deur sy woord. Vanmôre wil ek vir jou sê, dis nie per toeval nie. Ons lees uit Handelinge 23 vers 15 en 16. Ons is reg om hom voor sy aankoms permanent uit die weg te ruim. Paulus se susterskind het egter gehoor van die hinderlaag. Hy is na die kaserne toe en het by die barakke ingekom en Paulus ingelig. Dit was nie per toeval dat Paulus se neef binne hoër afstand van die plan was om Paulus dood te maak nie. Dit was deel van God se program vir Paulus. Op 'n stadium in hul wandel vra die meeste gelowiges, hoe kan ek weet wat God wil hê ek moet doen? En soos Elia in 1 Konings 19, sit hulle in 'n grot en wonder. Soos Elia voel die aarde bewe, maar die Here is nie in die aardbewing nie. Hulle sien die vuur gloei, maar die Here is nie in die vuur nie. Hulle kyk hoe die wind waai, maar die Here is nie in die wind nie. Baie mense soek steeds na 'n aardskuddende bevestiging, 'n vurige verligting of 'n wind om hulle in goddelike rigting te waai. Maar dis baie eenvoudiger as dit. Soos Elia ontdek het, is God se 'n stil, sagte stem. Die Here fluister in jou hart, skryf begeertes op jou hart en gee dan bevestiging in jou hart deur situasies en mense rondom jou. Beskuldig my dat ek simplisties is, maar ek vind dit so wonderlik om te sê, Vader, dit is die begeerte van my hart. Ek gaan hierdie koers volg, wetende dat U deure sal toemaak en oopmaak, soos U my op 'n bonatuurlike, natuurlike manier lei. Vir watter vraag jy ook al tans in die gesig staar, maak net seker dat jou hart oop is vir die Here, en Hy sal 'n neef op die regte plek, op die regte tyd hê, wat 'n gesprek sal afluister, na die Romeinse kaptein sal gaan en gebeure aan die gang sit, wat die wêreld geluk sal noem, maar waarin jy die hand van God sal sien. My gebed vir jou is dat jy in hierdie dag God se hand sal sien beweeg. Die Here seën jou. Amen.